Ons is besig om deur die boek Efesiërs te werk. En ons is besig om by Paulus ongelooflike goed te leer. Paulus wil vir ons vertel wie is ons. Hy sê, sy boek Efesiërs gaan daarop om te kyk wat het met ons gebeur sodat ons nou die kerk is. Ons is die kerk, julle is die kerk, ons is die kerk, nie die gebou nie. En nou wil hy vir ons sê, elke keer sê hy vir ons, waar was ons? En dan wil hy vir ons vertel wat sy wonderlike, ongelooflike groot krag het God gebruik met waar ons nou is. So is heeltyd rebalans. Waar was ons? En dan wil hy sê, waar is ons? So eintlik is Paulus besig om vir ons te sê, weet jy wat wil hy vir jou sê? Hy wil vir jou sê, wie jy is en hoe kan jy meer wees wie jy is. Ons is dit klaar. Ons leef dit nog nie altyd uit nie. Maar hy wil jou roep om meer jouself te wees as wat jy tans is. Ek dink die vrou langs jou man sê, nou Jaco, hy is te veel klaar, ek kan nie laat hy nog meer homself wees nie. Nee, die meer homself is regtig 'n beter ding, hoor. Meer jouself as wat jy tans is. Ons lees Efesiërs 2 vers 19. Julle is dus nie meer uitlanders nie, en bywoners nie, maar medeburgers van hulle wat aan God behoort. Ja, julle is lede van God se huisgesin, wat gebou is op die fundament wat die apostels en die profete gelê het. Jesus Christus word verrys tot 'n tempel wat aan die Here toegewy is. Deur julle verhouding met hom word julle ook saamgebou tot 'n gebou waarin God deur sy gees kan woon. Paulus sê, julle was uitlanders, buitestanders. Dis waar ons vandaan kom. Ons is uitlanders, buitestanders. Wat is 'n uitlander of 'n buitestander? Dit is iemand wat 'n vreemdeling in 'n land is. So as 'n vreemdeling in 'n land, hy snap en verstaan nog nie die kultuur nie. Hy ken nie die taal nie. Hy kyk om hom en hy sien mense wat anders praat as wat hy praat. Hy identifiseer nie met hulle nie. 'n uitlander of 'n buitelander is maar eintlik 'n ekstreme alleen mens. Ekstreem alleen. Paulus sê, dit is wie julle is. Julle is uitlanders. Nou met wie praat hy hierso? Hy het dieselfde tema gebruik in die vorige gedeelte. Toe sê hy, sy woord was, julle was uitlanders sonder 'n hoopvolle toekoms. Die vorige hoofstuk het hy ook begin. Wie is julle, maar wie is julle nou? So weet jy wat sê hy? Hy sê, ons was uitlanders sonder 'n hoopvolle toekoms. Daar was 'n toekoms, maar hy donker gelyk. Hy donker gelyk. Uitlanders sonder 'n hoopvolle toekoms. So met wie praat hy? Hy praat met die Efesiërs. Waar bly die Efesiërs? In die stad Efesia. So met ander woorde, hoe is hulle uitlanders? Sorry julle, ek het 'n padda in die keel hoor, of 'n grieperigheid wat so nog het keelseer, maar ek klink soos 'n meisiekie. My stem gaan soeke. Ek voel hom, ek weet nie of dit oorkom nie. Of is dit net peer wat nie goed meng nie. Okay, so die Efesiërs bly in hulle land Efesiërs, of in hulle stad Efesiërs. Hulle kyk om, hulle ken die mense wat hulle sien. Hulle word groot langs mense wie hulle hele lewe langs hulle gebly het. Hulle was saam in die sinagoges met die mense wat saam in die straat speel, die kinders wat saam in die straat speel. Hulle ken die taal, hulle ken die kos, hulle ken die kultuur. Hulle is nie uitlanders nie. So waarvan praat Paulus? Paulus sê, ja, op die een vlak is jy, op die een vlak van jou lewe is jy 'n burger, 'n citizen. Ja, jy is op die een vlak nie 'n uitlander nie, maar as jy bewus daar's 'n ander vlak in jou lewe waar jy werklik 'n buitestander en 'n uitlander is. Die Engelse vertaling sê, you are a alien. Hy sê, daar's 'n ander vlak waar jy alien is. En dan wat hy eintlik probeer sê, hy sê, want as jy buite God is, die mens se hart is gemaak om tuiste te vind in God. So as jy buitekant God is jy 'n buitestander. Jy's 'n alien. Wanneer laas het iemand vir jou gesê jy's 'n alien? Psalm 90 sê die volgende, hy sê, God
is ons ewige tuiste. God is ons ewige tuiste. Wat is 'n huis? What is home? Huis klink nie lekker nie. Tuiste is dalk 'n nadere, beter woord. Julle almal het al by 'n huis ingestap, by 'n huis. Dit's 'n dak oor jou kop, dis warm. Maar, het julle al daai Airbnb's gevang? Jy kom maar uit en die styl is net nie waar jy is nie. Dit voel of dit 'n paar generasies terug gedecoreerd is en hulle dit vergeet. Die prentjies teen die muur is unrecognizable vir jou. Die gordyne is dieselfde materiaal as die tafeldoeke en die bedkaslampies en die doilies waarop jou koppie sit. Die feit dat daar doilies is, slaaf jou 'n probleem. Ek was nie by jou huis nie, hoor. As dit nou in jou huis is, vra ek God om verskoning. Dan verloor ons weer 'n paar lidmate. Ek weet as predikant, as ek gaan kuier by mense, dan vat hulle my altyd na daai sitkamer toe. Dis die een wat niemand op mag sit nie, en dit bal en klaupoot, en dis baie mooi, maar jy sit regop en jy lyk ordentlik. Was jy dan 'n plek waar jy voel nie tuis nie? Dit voel nie vir jou so jou plek nie. En dan stap jy by iemand anders se huis in, en voel dit of jy by die huis ingestap het. Jy voel jy kan let your guard down. Jy kan met jou voete op die bank sit, en jy voel net, ek is veilig. Ek het huis toe gekom. Huis is waar dinge ingerig is volgens soos wat jy dit wil hê. Huis is 'n plek waar jy voel you can let your guard down. Huis is 'n plek waar jy insit en jy sê ek kan die maskers laat val en ek kan net myself wees. Huis is daardie plek waar jy veilig voel en alles is gerangskik om jou te dien. Om jou te dien. Dit is 'n veilige plek vir jou. Dis waar huis is. Dit is 'n baie groot tema. Paulus sê eintlik, die natuurlike vorm van die mens buitekant God, is jy nie by die huis nie. As jy buitekant God is, daai plek is nie gedesign vir jou nie. Jy voel soos 'n buitelander, dit voel of jy ver weg van die huis is. Daar's 'n pragtige novel geskryf deur Albert Camus. Hy sê die volgende, en luister mooi wat hy sê, hy sê volgende woord, hy sê, beauty is unbearable. It drives us to despair, offering us a minute, the glimpse of an eternity, that we should like to stretch it out over the whole of time. Het jy al gevoel? Jy sien iets ongeloofliks moois, jy ervaar 'n ongelooflike oomblik, en jy is stom geslaan deur skoonheid. Maar daarbij is 'n stukkie hartseer, want jy weet hier is net 'n oomblik. En jy hoop jy kan dit uitrek dat dit net altyd so is. Paulus sê eintlik vir my en jou, as ons in God tuiste vind, dan sit waar ons beauty vind, and it stretches out over all of time. Jy het huis toe gekom. Jy het huis toe gekom. Ons leef in 'n wêreld, Paulus sê as jy buitekant God is, leef jy in 'n wêreld waar jou diepste behoeftes en begeertes nooit ontmoet kan word nie. Nooit ontmoet kan word nie. Ons leef met hierdie begeertes. Martin Heidegger is 'n Duitse filosoof. Hy sê die mens word gekarakteriseer, daai het nie reg geklink nie. 'n Mens word gekarakteriseer deur die woord, en hy het 'n Duitse woord gebruik. Hy gebruik die woord Anhänglichkeit. Anheimlichkeit. Dat is die woord, Anheimlichkeit. Dit beteken, hoor wat beteken dit? Hy sê die mens word gekarakteriseer deur die woord homeless, alienated, radically out of place, and profoundly lonely. Imagine it. Radically out of place and profoundly lonely. Hy sê, dis wie die mens is. Dis wie die mens is as jy buitekant God is. As jy buitekant God is. Jy is altyd besig om te verlang na iets wat jy nie het nie. Het jy dit al gevoel? Het jy al gevoel? Jy sit op jou stoep by die huis, jy het alles wat jy wil hê, maar het voel nie of jy by die huis is nie. Dis daai oomblikke wat ons buitekant God is, waar ons voel, I'm lacking. I need something. As 'n suurstof. Jy kry al die suurstof wat jy kan kry, maar het voel nie genoeg nie.
En voel jy vir die suurstof genoeg is vir jou longe. Dit voel of die tipe suurstof nie werk vir jou longe nie. Jy's op 'n plek, jy's nie gemaak vir daai plek nie. Jy's nie gemaak vir daai plek. Ek hoor in die week 'n pragtige storie. Johan Geyser vertel die storie. Hy sê 'n visie kom by sy ma. Ronald, is nie 'n vis wat jy kan vang nie, okay. 'n visie kom by sy ma en hy sê vir sy ma, almal praat van water. Ek sien nie water nie. Hoe weet ek ons het water? Waar kry ons water? Almal praat van water. En sy ma sê, kom ek wys vir jou wat's water. En sy sê, okay, sy swem saam met my. Gaan na die kant toe. En sy sê, al wat ek nou wil hê, sien jy daar sulke klippies, ja? Swem hard uit, dan swem jy al die pad tot jy uit die ander kant van die klippies lê. Hy swem doef op die droë grond. Hy klim terug. Hy sê, okay, ma, nou weet ek wat's water. Buitekant God is op 'n plek waar die lewe jou nie kan support nie. Jy funksioneer. Jy dink jy maak dit. Jy's okay. Maar hier diep binne jou, hier diep binnekant, voel jy maar homeless, alienated, radically out of place and profoundly lonely. Paulus sê, dis waar ons is. So om geestelik te sê, 'n mens wat buitekant God leef, het ongelooflike behoeftes en begeertes, en daai behoeftes en begeertes word nooit ontmoet nie. 'n wêreld sonder God is maar eintlik net 'n wêreld sonder hoop. Is 'n wêreld waar die dinge wat jy begeer en graag wil hê, maar net in jou brein is en jou kop is en dit kan nooit wees nie. Kan nooit wees nie. Maar in God is waar jou diepste begeertes, jou diepste droom actually waar word. Wat is die ding wat ons almal begeer? En ons almal begeer dit. As jy nog nie bewus is daarvan, jy sit 'n bietjie stil, jy sal agterkom is daar. Die grootste begeerte wat ons het, is liefde. Ons wil liefgehê word, en ons wil iemand lief hê. Ons wil hê liefde wat ewig hou en nooit stop nie. Ek luister na 'n ander man wat 'n ongelooflike brief skryf, en hy sê, liefde tussen 'n man en vrou, die intiemste vorm van liefde tussen 'n man en vrou, is die naaste wat jy in hemel kan kom. Is nog nie hemel nie, maar is die naaste wat jy in hemel kan kom. Jong man, as jy gedink daai girl is hemel, dalk is jy reg. Dalk is jy reg. Dit is kort rukkies hemel. Dit is kort rukkies hemel. Die oomblik wanneer ons onsself plunge in God, word ons diepste behoefte aan liefde vervul. Iets gebeur. Jy kan 'n mens sien rondloop wat geliefd is. Wat geliefd is. Something happen. Iets verander in jou verhoudings. Ek sê onlangs vir iemand, ek sit met iemand in gesels, en dit is 'n lang tema in my lewe waar ek geglo het, Karina moet my gelukkig maak. Jy moet 'n maat soek in die lewe wie jou gelukkig kan maak. Ons het al daai raad gehoor. Soek dit iemand wat jou kan gelukkig maak. Ek het besef, sy fail miserably. Sy maak dit nie. Sy maak dit nie. En ek het agtergekom, is niks wat sy doen nie. En ergens, ek onthou die dag, ek onthou die plek, waar iets gedrop het van my kop af van God se liefde na my hart toe. En daai drop, kyk, is die verste afstand wat enige mens kan travel, net is van die kop af na die hart toe. Daar's geen verder journey in die wêreld, as om van hier af te travel na hiernatoe nie. En toe God iets in hierdie hart doen, toe kon ek haar release, sy hoef my nie meer gelukkig te maak nie. I am loved, I'm the beloved of God. Dis deel van my karakter. Ek het huis toe gekom en ek het 'n stuk van haar huis ervaar. Nou kan ek haar waarlik lief hê en sy kan my waarlik lief hê. Maar ek het haar nie nodig om geliefd te voel nie. Dit beteken nie, jy moet nie hard probeer nie. Ek dink is baie unfair om vir 'n ander mens te sê, jy is die bron van my geluk. Weet jy wat se verantwoordelikheid is daai persoon? Daai verantwoordelikheid hoort nie daar nie. Is God se verantwoordelikheid om jou lief te hê. Om jou lief te hê. Nou, Paulus praat van hierdie ongelooflike ding wat ons begeer. En dan sê hy, daar's 'n tweede ding wat jy begeer. Tweede ding. Elke mens begeer om iets van waarde te doen met sy lewe. Die een begeerte is, I'm a beggar for love, ek het liefde, ek soek liefde in my lewe, ek wil dit gee, ek wil deel wees, ek wil dit met vir ewig bly. Ek wil in die perfekte vorm van liefde altyd wees. Okay? En die ander groot ding wat ons altyd begeer, ons begeer om iets te doen wat significant is. Ons wil iets agterlaat, ons wil iets doen met ons lewe. Daai nature is in alle mense ingebore. Is in jou ingedesign deur God. You want to do something. Ek het nog nooit iemand geloop en sê, weet jy, ek is nou so opgewonde, ek wil my lewe goed opneek.
Ek het 3 planne hoe ek dit gaan doen. Ek wil sê, jy sterk op pad, hoor. Jy gaan een van die min mense wees wat uiters suksesvol is. Jy gaan 100% suksesvol wees. Ons almal het daai begeerte. En Paulus sê, 'n wêreld sonder God is 'n wêreld waar jou mees basiese behoeftes net 'n illusie is. Just an illusion. It's just an illusion. 'n wêreld sonder God. Los jou homeless, alienated, radically out of place and profoundly lonely. Profoundly lonely. Nou, dis wie ons was. Dis wie ons was. En Paulus sê, jy is dit nie meer nie. En as jy vandag hier sit en jy voel bietjie van dit nog, beteken dit net, daar's great nuus, dis goeie nuus. Jy kan nog meer jouself word, want jy is eintlik iets anders. Jy is iets wat lewe en liefde kan ervaar. Jy is iemand wat iets het om te gee. Kom raak meer jouself. En nou kom Paulus, nou kom sê hy wie ons is. En dis ongelooflik. Nou kom sê hy wie ons is. As jy die gedeelte nou lees, dan begin hy deur te sê, hy sê, julle is nou medeburgers. You are citizens. So ons het nou 'n koning, ons is nou in die koning se land in. Onthou vir die uitlanders, vir die Efesiërs, hulle was nie Jode nie. Hulle was heidene. Hulle was nooit goed gedeel van die ou Israel en hulle het nooit deel gehad in die tempel en die prosesse en die offersisteem. Hulle was nooit deel. Hulle was alienated, hulle was weg, hulle was buitekant. En Paulus sê nou vir hierdie Efesiërs, raai wat? Julle is nou burgers. Weet jy wat sê hy? Jy het jou groen kaart gekry. Jy's nou deel van God se land, van sy wêreld, jy's in. Dan kom hy met 'n tweede tema, dan sê hy, die tweede tema is, nou, kyk mooi self, hy sê, julle is nou medeburgers. Ja, julle is huisgenote van God. 'n medeburger trek in die land in, maar 'n huisgenoot trek in die koning se huis in. Ongelooflik, iets gebeur. En dan stop hy dan en sê, nou, medeburgers, huisgenoot, en dan die volgende sin sê hy, julle is eintlik bakstene, wat saamgevoeg is, toe word daar 'n tempel gebou, en nou woon God in julle. Kan julle sien, daar's 3 beelde. Die eerste beeld, en elke beeld raak meer intens en meer intiem. Die eerste beeld is 'n beeld van ek is 'n citizen. Ek is een van die subjects of the king. En is proud om dit te wees. Maar kyk, ek gaan dieper. Die volgende een sê, nee, jy is nie nou net in die beskerming van die koning, jy is nie nou net in die koninkryk nie. God wil hê jy moet verder travel. En hy wil hê jy moet na sy huis toe kom, en nou moet jy 'n gesinslid raak in sy huis. You become part of his household. Is nader. Dan sê Paulus, maar moenie stop daar nie. Jy kan na 'n plek toe gaan, waar jy nie net in God se huis is nie. Maar jy kan nou nog na 'n meer intieme plek toe gaan, waar God se huis nou in jou is. Kan jy sien al 3 stappe nader? Ek dink hier's 3 uitnodigings. Ek het geen twyfel, dat julle wat hier sit, is in die koninkryk. Julle is in die land, julle is medeburgers, julle is. En as die duiwel vir jou enigiets wil jok, moet dit nie glo nie. Jy is 'n burger in God se land. Maar Paulus bring vir jou 2 dieper uitnodigings. Hy sê, jy kan 'n burger wees. En om 'n burger te wees is, jy's gered. Die Here het 'n salvation werk in jou gedoen, reddingswerk vir jou gedoen, in jou gedoen. En sou iets gebeur, jy gaan hemel toe. Ek love hierdie skrif in 1 Korintiërs. Paulus praat van mense wat gered is, maar dit net maak. Maar die mense wie se bouwerk deur die vuur verteer word, sal skade ly. Alhoewel hulle sal gered word, hulle sal egter wees soos mense wat op die laaste oomblik uit die brand gered word. Verstaan jy wat hy sê? Ek ken daai baie goed. Toe ek in universiteit was, hoeveel keer was ek gered, soos deur die brand uit. Ek het daai laaste vraag in die kar geswat deur die stad op pad universiteit toe, en toe ek daar kom, het ek dit net gemaak. Ek het diere geskuur. Jy voel of jy nog broek aan het, nee, jy het dit net gemaak. Dis goeie nuus, jy maak dit.
Paulus sê, jy maak as jy in die kingdom van God, if you're a subject of God, you'll make it. You'll make it. Maar daar's voordele, en die behoeftes, en begeertes, wat nog nie ontmoet kan word nie. Onthou julle, dis waar onthou julle die verlore seun, die storie van die verlore seun. Wat was sy grootste begeerte? Want hy het geweet, hy is dit nie waardig nie, né? Hy is nie meer waardig om 'n huisgesinslid te wees nie. Hy is nie meer waardig om 'n kind in die huis te wees. Hy is nie meer waardig om op sy pa se couch te sit, die yskas oop te maak en te vat wat hy wil nie. Ons kinders het nog nie daai les geleer nie. Maar, hy wou maar net wat wees, 'n dienskneg op sy pa se plaas. As hy 'n dienskneg kan wees, is al wat hy wil wees. Weet julle hoeveel van julle dink, ek hoef net 'n dienskneg van God te wees, dis al wat ek dis al wat ek kan kry. I'm not worthy of anything more. Jy ken nie my lewe nie, jy weet nie waar ek vandaan kom nie, jy ken nie ons van 'n Merwes nie. Ons goed in ons historie. Goed, ek weet nie of jy van 'n Merwe is nie. Daar moet niks in dit in lees nie, hoor, asseblief. Moet niks in dit lees nie. Nou sê Paulus, is jy nie moeg om dienskneg te wees nie? Daar's 'n groot uitnodiging vir jou, jy hoef nie dienskneg te wees nie, want die storie wat Christus vir ons vertel is van 'n pa wat na jou toe hardloop, en Paulus sê, hierdie pa wil jou inbring in die huis in. Wil jou nie 'n huis inbring. En daarom die verlore seun kom, pa, ek is dit nie werd nie, jy's doodreg, jy's dit nie werd nie, maar die pa werk nie op wat jou waarde is nie, volgens jou nie, hy werk op wat jou waarde volgens hom. Verstaan jy daai konsep? Het jy al in jou beursie gekyk? Want jy 'n splinternuwe noot. Is dit nie amazing om 'n splinternuwe noot te hê nie? Hy het net uit die drukker uitgekom. Ek dink jy's die eerste mens wat aan hom vat het, 'n splinternuwe R100 noot. Ek bedoel, jy voel nogal expensive, hoor. Jy voel nogal expensive. Jy voel eintlik, ek moet bietjie iets meer kry, nee. Hierdie noot moet eintlik meer koop. Die ou langs jou met 'n opgevrommelde noot, jy weet nie waar was hy al ingedruk en oral staan hy nooit iemand hom al weggesteek nie. Jy vat daai ding en jy gaan na die counter toe asseblief. Raai wat, die noot en die noot koop dieselfde value. Jy bepaal nie sy value nie. Jou value word bepaal deur die Skepper. Deur die Skepper. Kyk, jy kan dalk 'n bietjie gekrekel wees. Jy kan dalk 'n reukie hê. But you are extremely valuable. En God hardloop na jou toe. Hy hardloop na jou toe. Wil jy moet dit sien? Hy verloor sy koel. Hy tel sy rok op, want hy moet hardloop. Hy het 'n kleed gedra, hy tel sy rok op. Hy verneder homself. Volwassenes hardloop nie in die Bybelse tyd nie. Hulle statig, hulle stap. God hardloop. En hy gryp jou vas. Pa, ek wil net in die kingdom leef. En hy sê, no worries my seun. Ek wil jou nie huis hê. Ek wil jou nie huis hê. Ek wil jou nie huis hê. Wil jy moet hoor, God soek jou in sy huis. Soek jou in sy huis. Dat is 'n tweede uitnodiging. Ons 'n tweede uitnodiging. Maar sê maar, as jy in die huis is, en jy dink jy het arrive, en jy dink dis awesome, want nou het jy 'n nuwe ring, jy het 'n kleed, jou pa gooi 'n groot party vir jou, jy begin voel, sy goed is jou goed, jy's deel van dit, maar nou kom Paulus, hy sê, okay, kom ons los nou hierdie storie van huis en gesin, nou vat ons dit baie meer intiem. Weet jy kan nog verder gaan. God kan van jou 'n huis bou, en jy's een van daai stene in daai huis. En in 'n huisgesin, ek en Karina bly in die huis, ons kinders bly onder, ons bly bo, soms bly ons almal bo, ons werk daaraan. Maar daar's nog afstand tussen my en my kinders. Daar's 'n privaatheid. Dankie Vader. Maar, as God in jou trek, is dan niks meer afstand nie. Nie meer afstand nie. Jesus het, hy bid hierdie vir ons, né? In Johannes 17 vers 21, hy sê, hoor wat sê hy? Ek bid dat julle almal een mag wees. Net soos u Vader in 'n hegte verhouding met my en ek in u is, dat hulle ook in 'n hegte verhouding met ons mag leef, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die ou vertaling sê, hy sê Vader, soos ek in u is en u in my is, mag hulle ook in ons wees en ons ook in hulle wees. Die Here sê, ek het jou geroep in die naam. Ek het jou geroep, ek het jou by jou naam, jy raak nou, ek wil jy moet
by my wees, maar nou wil ek jy moet by my wees en sê, ek is in jou en jy is in my, gaan lees dit, hy sê, ek is in jou en jy is in my. Dit is die mees intiemste vorm. Dit transcendeer selfs huisgesin, kind wees. Het gaan, vat ons na 'n beeld toe, waar jy weet, ek verdien dit nie, maar iets ongeloofliks gebeur, want dit is binne in die tempel waar die glorie van God leef. Dit is binne in die tempel waar sy glorie is, en sy glorie is sy skoonheid, sy beauty, sy gun, sy lewe, sy hoop, sy blydskap, sy vrede. Is iets wat van binnekant of buitekant toe kom. En Paulus kom vandag na ons toe, en ek weet nie waar ons is nie, en hy praat nie neer met mense nie. Hy sê net, is jy bewus, dat maakie saak op watse vlak jy trek, van koninkryk tot tempel, daar's nog meer. Vir 'n lang ruk het ek gedink, om meer te kry, ek weet wat jy dink het nou. Jy dink het. Okay. Ek is nog kind of op die grense van die kingdom. Ek wil graag in die huis kom en dan wil ek die tempel wees. En baie van julle dink nou, hoeveel werk is dit? Wat gaan ek nou alles moet doen om daar te kom? En die oomblik as jy daar dink, wil ek gou sê, jaag jy gedagtes weg. Want hierdie goed kan jy nie kry deur prestasie nie. Hierdie goed kan jy nie kry deur harder te werk nie. Deur harder te werk. Dit is God en sy gees wat die vorming doen. Dit is God en sy gees wat die transformerende werk doen. Die Bybelstorie is nie een waar jy moet shape om daar uit te kom nie. Die Bybelstorie is een waar God uit hardloop jou gaan haal en jou sin toe vat. Hy gaan haal jou en vat jou sin toe. So wat is my werk? Net een ding. Wees beskikbaar. Wees beskikbaar. Kry uit 'n bietjie meer tyd. Kry 'n bietjie meer tyd, waar jy kan in stilte voor God sit, dat hy kan doen wat hy wil doen. Raak 'n bietjie bewus van hy is om jou. En hier's 'n gebed wat ek glo werk. Hier's die gebed. As jy dink is nodig dat jy bietjie meer stilte tyd moet hou, of meer gereeld, of dalk moet begin. As jy dink jou stilte tyd hou jy, maar daar's bietjie meer intieme tyd nodig van stilte of gebed. Jy dink iets moet vorder, hier's wat jy bid. Moenie net harder probeer nie. Want ouens, jou hele lewe lank is 'n ry van probeerslae wat ook maar net misluk het. Hierdie werk anders. Jy bid die gebed. Here, skep in my die begeerte vir die volgende vlak. Bid, skep in my die begeerte. Een oggend word jy wakker en jy's lus om 5 minute af te staan en voor jou maker te sit. Klim 'n bietjie op die operasietafel. Gaan klim op sy skoot, dat hy sy arms om jou vou. Gaan sit net met hom. Daai begeerte begin develop. Bid. Here, skep in my die begeerte. Want as ons nou weer na performance toe gaan, dan sit ons met 'n groot klomp mislukkings, en wat daarmee saam? Selfverwyte. Shame. Ek is skuldig. Ek maak dit nie. Ek is nie goed genoeg nie. Jy is nie goed genoeg nie, kom ons settle dit. Daarom hoef jy nie te worry nie. God sê, jou waarde is nie hoe die nood lyk nie, jou waarde is wat ek sê dit is. En dis waar dinge begin verander. Ons buig ons hoofde. Here, ek weet dat U werk met ons, en U praat met ons. En ek weet hierdie woorde, wat Paulus met ons praat as gemeente vandag, weet ek is relevant vir ons lewens nou. Jesus, dankie dat U ons vind waar ons is. Dankie dat U ons vat net soos ons is. Maar hier is een ding wat ek weet, U los ons nie soos ons is nie. Ons kom na U toe, 'n weeskind van 'n ver land af, en U maak ons erfgename, kinders. En dan gee U vir ons 'n groter eer. U kom maak U tuiste in ons. Geen groter eer kan daar wees nie. Maar Jesus moet ons nie los nie. U weet waar elke persoon wat hier sit sy hart is, elke persoon wat online kyk, U weet waar sy hart is. U weet waar haar hart is.
kom tel ons op die skoot. Skep in ons 'n begeerte. Ons wil nader aan God leef. Amen. Dankie liewe gemeente. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Ek hoop daar's 'n lekker warm plekkie waar jy nou kan gaan kuier en bly. En seën vir u. Ons sien jou volgende week. Baie dankie. Daar's koffie en tee, maar is als binnekant. So as jy bereid is om oor mekaar te klim om daar uit te kom, go for it. Ons love it. Geniet jou dag. Dankie.